Hallo almal en welkom by vandag se verduideliking. Is julle reg vir letterlik een van die grootste skokoomblikke, die ultimate plot twist in die hele Bybel? Ons gaan vandag in 'n avontuur inspring waar 'n storie propvol vrees in 'n oogwink verander in 'n epiese verhaal van helde, skurke en 'n massiewe verrassing. OK, kom ons duik dadelik hierin. Stel jou net vir 'n sekonde voor. Wat gebeur as jou absolute slegste dag, daardie dag waarvoor jy superbang is, skielik heeltemal omdraai en die absolute beste dag en grootste partytjie van jou lewe word? Wel, dis presies wat met God se mense, die Jode, in die boek van Ester gebeur het. Deel 1, die groot ommeswaai. Weet julle, dinge het eers glad nie goed gelyk nie. Vir maande lank het 'n verskriklike donker dag al hoe nader gekruip vir God se mense. Kyk bietjie na hierdie tydlyn. Vanaf die heel eerste maand, toe die gevaar begin het, regdeur tot by die 12de maand, moes hulle net wag. Hulle moes wag in absolute vrees vir die 13de dag, want hulle het gedink, dit gaan 'n laaste dag op aarde wees. Sjoe, kan julle dink hoe erg daardie gewag moes wees? Maar toe, die bordjies word heeltemal verhang. Die bose man van die storie, Haman, wou absolute vernietiging hê. Maar wat het regtig gebeur? 'n Massiewe oorwinning. God se mense was skielik nie meer die slagoffers nie. Hulle het hul boelies totaal en al oorwin. Dis amper soos 'n sportspan wat ver agter is en in die laaste minuut uithaal en wen. Deel 2, die vreemde reël. Nou in hierdie groot geveg vir oorlewing, het God se mense 'n baie spesifieke en as jy daaraan dink, nogal 'n vreemde reël gehad wat hulle moes volg. Dink so daaraan. As weermagte in antieke tye gevegte gewen het hulle mos altyd die verlorers se skatte en goed vir hulle self gevat, of hoe? Maar raai bietjie hoeveel keer die Bybel in hierdie hoofstuk sê dat hulle geen skatte vir hulle self gevat het nie. 1 keer, 2 keer, geen kans nie. Dit word presies 3 keer herhaal. Nou, wat regtig interessant is hiervan, is hierdie spesifieke aanhaling. Hulle het nie hul hand aan die buit geslaan nie. Weet julle hoekom dit so belangrik is? Dit wys vir ons dat hul harte op die regte plek was. Hulle was nie in dit vir die geld of om skielik ryk te raak uit hul vyande nie. So hoekom dan geen skatte vat nie? Wel, hierso is 3 redes. Nommer 1, geen gierigheid nie. Nommer 2, hulle het net hulle self verdedig teen mense wat hulle wou seermaak, dit was louter selfverdediging. En nommer 3, hulle was besig om God se regverdige plan te volg. Hulle het gedoen presies wat reg was voor God en niks meer nie. Deel 3, tyd om te vier. En wow, sodra daardie geveg verby was, het dinge blitsvinnig verander. Die hartseer is verby, die vyande is weg en dit is tyd vir 'n massiewe makiti. Hulle noem hierdie partytjie die fees van Purim. Dis 'n super vreugdevolle fees wat elke jaar gehou word waar God se mense onthou hoe hul diepste hartseer in blydskap verander het en hulle gered het. Dit is sodat hulle, en julle weet, kinders net soos julle, nooit ooit sal vergeet hoe God hulle bewaar het nie. Deel 4, die ware vyande. Nou ja, dit bring ons reg uit na vandag toe. Ek bedoel, ons hardloop daarom nou nie in ons strate rond met swaarde om onsself te beskerm nie, reg? So wie of wat is ons ware vyande vandag? En hierdie wys briljant vir ons wat die groot verskil is. In koningin Ester se tyd was die vyande sigbaar. Dit was regte mense met wapens. Maar ons ware vyande vandag is onsigbaar. Ons beklei eintlik teen goed soos sonde, die dood en natuurlik die duiwel. Deel 5, Jesus se groot oorwinning. Want hoor hier, teen daardie onsigbare vyande het ons 'n heeltemal ander tipe held nodig om vir ons te veg. Luister na hierdie kragtige woorde uit die Bybel. Hy het die owerhede en magte ontwapen en hulle openlik tentoongestel. Daardie hy is niemand anders nie as Jesus. Dit beteken Jesus het aan die kruis die bose magte heeltemal oorwin, hul wapens weggevat sodat ek en jy glad nie daardie onmoontlike oorlog self hoef te veg nie. Jesus het dit reeds vir ons gedoen. So hoe veg ons dan vandag? Dis eintlik maklik. Hier is die stappe. Stap 1. Geloof. Ons glo net met ons hele hart dat Jesus klaar gewen het. Stap 2. Gebed. Ons praat met God elke liewe dag. En stap 3. Gehoorsaamheid. Ons volg hom. Ons kort glad nie swaarde of gewere nie, net hierdie 3 dinge. Wat ons by hierdie laaste belangrike vraag bring,
As Jesus reeds die heel grootste, moeilikste geveg ooit klaar gewen het, hoekom deksels moet ons dan nog bang wees vir enige iets? Want onthou, sy massiewe oorwinning is ook jou oorwinning. Jy's veilig en jy's 'n wenner in hom. En dit is iets om vir altyd te onthou. Tot volgende keer!